Wat 'n wonderlike voorreg om weer so bymekaar te kan wees en werklik waar ook net so kan stil word voor die Here en stil word werklik net in sy teenwoordigheid. Hy sê waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. En wanneer ons so bymekaar kom, is ons bewus van sy liefde, sy teenwoordigheid, dat ons by hom ook is. So dis so 'n groot voorreg om die woord met u te kan deel vanoggend. Ek wil aangaan met die gedeelte van waar ons verlede week en voorverlede week begin het met 2 Kronieke 7 vanaf vers 14 en waar hy gesê het, as my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig, die knie buig en bid en hulle wegkeer van hulle sondige weë, dan sal ek luister, ek sal hoor. En dan sê in vers 16, wat hy daar praat en hy sê, so het ek julle dan hierdie huis verkies om my naam te heilig, dat my naam daar kan wees vir ewig, en my oë en my hart sal daar wees vir ewig. My oë en my hart. En ek wou graag hierdie week aanbeweeg het, maar dis asof die Here sê, stadig, boetie, stadig. Die hart bepaal ons sig. Dit wat hier aangaan, dit bepaal hoe ek sien en hoe ek kyk na die wêreld. En dis geweldig belangrik waar die Here kom en hy sê, my hart en my oë sal altyd in hierdie plek wees. Nou ons weet, hierdie is nou die tempel van die Heilige Gees. En ons het ons harte en ons lewens oorgegee aan die Here. Maar daar's 'n herskrywingsproses wat plaasvind in ons binneste, want ons sig het nodig om sy sig te wees. Ons het verlede week vinnig daardeur gekyk oor die verskillende maniere van wat gebeur in ons harte. En ons weet ons hart, as die Bybel praat, dan is ons wil, ons emosie en ons verstand. Want dit wat ons sien baie keer, bring 'n emosie hier binne my los, want ek het iets beleef. Jy kom in iemand se teenwoordigheid, het sommer klaar so krapperigheid, net omdat jy daar iets gebeur het in die verlede. Of jy kom in iemand se teenwoordigheid en jy weet, dis so lekker om jou te wees, want daar is goeie herinneringe. My wil, ek is nie lus vandag om dit te doen nie. En dis om dit onder die beheer van die Here te bring. En so kan ons sê, jou wil, jou emosie en jou verstand. En hy sê die herskrywing van ons verstand is so belangrik. Romeine 12 vers 1 en 2. Om dit te herskryf deur sy woord en sy gees het in ons binneste bly. Maar ons oë, daai ene, hier is party van julle wat aandag afleidsbaarheid syndroom het, dis mos nou 'n nuwe ding. In my tyd was ons net hiperaktief en dat jy slag gekry moes buite speel. Vandag kry jy 'n pilletjie om jou stadiger te maak. Nee. Ons oog bepaal wat ons sien en hoe ons kyk. Ons sig wys, maar ons hart bepaal wat ek daarmee gaan doen. So vanoggend wil ek regtig bietjie daarmee met u deel. En Esegiel 36, dit is verlede week vinnig daarna gekyk het, waar hy sê, ek sal vir julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. Die Here sê, ek gee vir jou 'n nuwe hart, 'n nuwe gees. My gees woon in julle. En ek sal my hart van klip, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. En ons het verlede week net vinnig gekyk na die gewonde hart. Hy maak my visie, dat ek 'n verdraaide visie het. 'n verharde hart, dit maak my blind, dat ek nie kan sien nie. 'n verdeelde hart, dit verwar my. Dan doen ek die een ding en doen ek die ander ding. 'n rein hart, Jesus sê hy sal God sien. Dit bring daai verheldering van die visie. 'n geneesde hart begin God se hart dra. En verlede week nog gesien, 'n oorgegewe hart begin deur God se oë sien. Nou vanoggend, ons het begin. Ek sien u groot oorwinning.
Die skrifgedeelte wat ons gebruik het in Matteus 6 vers 33. Soek eers die koninkryk van God. En daar is so, al die liedere het hierdie tema ingehaat vanoggend, van sien, I see. Ek in my huis sal die Here dien, met harte wat oorgegee is aan U. Elke liedjie, en ek en Helen het nie gepraat vooraf nie, wat gekies is, wat die Heilige Gees het kom en sê, ek wil hê julle oë moet oop wees, en te kan sien, want daar's baie keer dinge wat gebeur, maar ons maak nie die koneksies nie, want ons laat nie toe, dat die Heilige Gees dat ons saam met hom beweeg, nie, ons beweeg in ons tyd, in ons terme, en ons beweeg baie keer in blokkies. Maar u lewe en my lewe is 'n goue draad in die Heilige Gees, en as hy besig is met jou, dan gaan hy nie hier spring en daar spring en daar spring en daar. Hy is besig met 'n goue draad om goeders te weef, en as ek nie wakker is en vir hom vra, wys my nie, dan gaan ek dit nie sien nie. Ek gaan sulke losstaande elemente in my lewe hê, en ek gaan nie verstaan wat aangaan nie. Heilige Gees, U wat in my woon, help my om te sien. But when the Holy Spirit is busy with us, He is busy waving this golden thread in us. En as hy op die oomblik met ons besig is en sê, ek wil hê julle moet bewus wees van wat julle sien, hoe julle sien, waarmee julle sien. Vir my is dit 'n restoration is God's heart. Dis sy hart. Maar wanneer ek met my oë kyk na omstandighede, dan sien ek uit 'n verwronge beeld. Wanneer ek na mense kyk, wanneer mense na my kyk, wanneer ons na mekaar kyk, kan ek sien wat ons Vader sien in mekaar? Kan ek sien in die omgewing waarin ek is? Kan ek sien waar ek myself bevind in my werksplek? Kan ek sien, ek sê, Vader, ek kan nie, ek sukkel, want my sig is nie wat U is nie. Ek sien nie wat U sien nie. Ek wil na baie bekende verhaal gaan. In 2 Konings 6. In 2 Konings 6 kry ons hierdie verhaal van Elisa, wat van die koning van Aram, alles wat hy daar sê, bring hy, en hy sê vir die koning van Israel, en hulle kry net nie vir Israel in 'n gevangenskap nie, want Elisa het die heeltyd gaan sê vir die koning, wat gebeur? Baie bekende stuk hierdie, maar weer eens, daar's hierdie bekende goeders wat die Here wil sê, ek wil jy moet sien my kind, ek wil jy moet sien my kind, moenie net vir kennis nie. Dis nie vir kennis nie, dit is vir fokus, dit is vir lewe, dit is wat jou gaan lei tot die lewe en jou lewe verander. Ons begin die verhaal waar die koning van Aram besluit het, hulle gaan nou vir Elisa vange geneem, vanaf vers 13. En hy sê, gaan kyk waar hy is, dat ek hom kan laat vang. En daar is aan hom te kenne gegee, hy is in Dothan. So het hy dan daarheen perde en strydwaans en 'n swaar leer gestuur, en hulle het in die nag gekom om die stad te omsingel. En toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad. En sy dienaar sê vir hom, ag my Heer, hoe sal ons maak? Maar hy antwoord, vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is. En Elisa het gebid en gesê, Here, open tog sy oë, dat hy kan sien. Toe daai diensknegt die vensters oopmaak, en hy sien hierdie leermag, die vrees wat in sy hart inkom, dis net hulle twee, en hier staan hierdie weermag, om hulle te vang. En Elisa sê, nee, moenie bekommerd wees nie. En hierdie eenvoudige gebed, Here, maak sy oë oop dat hy kan sien.
maak sy oë oop dat hy kan sien. As ek nou vandag vir u sê, ek sien wat die Here sien, dan gaan ek nou baie jok. Want ek kyk baie keer met my oë, met my hart, met my persepsie. Vader, help my om te sien wat u sien. U Gees is in my, ek het u hart, ek dra u hart, help my om te sien wat ek sien. En onbewaakte oomblikke sien ek baie keer nog deur my ou bril wat ek gedra het toe ek in die wêreld gewees het. Hoe ek gevoel het oor myself, hoe ek myself gesien het, hoe ek die wêreld gesien het. En ek het gekyk deur hierdie verdraaide bril, deur hierdie stikkende bril. Ek is gered, sy Gees is in my en ek kyk nog steeds met daai oë. En ek sien nie wat hy sien nie. Wanneer ons na mekaar kyk, sê Vader, kan ek sien wat u sien? Hierdie eenvoudige gebed. Here, open tog sy oor dat hy kan sien. Dis nie soos in, dis open tog net sy oor dat hy kan sien. En met eens was die berg vol perde en waans en vuur rondom Elisa. Hoor, en met eens het hulle ewe skielik verskyn? Nee, hulle was daar. Ewe skielik sien hy. En toe hulle na hom afkom, het Elisa tot die Here gebid en gesê, hoor nou, Here, slaan tog hierdie mense met blindheid. En hy het hulle op die woord van Elisa met blindheid geslaan. En daar maak hy hulle oë toe. God maak die vyand se oë toe. En by hulle aankoms, en daarom sê Elisa vir hulle, dit is nie die weg nie, en dis nie die stad nie, volg my. Hulle was nie fisies blind nie. Hulle kon sien. Want Elisa sê, dis nie die plek nie, ek is nie die ou wat julle soek nie, ek sê julle wys wie's die ou, volg my. En hulle stap agter hom aan. As hulle blind was, soos in blind, hulle kon nie sien nie, dan moes Elisa hulle lei en 'n hele weermag met een mannetjie. Nee, hy het gesê, hoor hierso, dis nie ek nie, die ou wat julle nou sien, dis nie. Ek sê julle wys, kom. En hier stap hulle agter hom aan. En hy het hulle na Samaria toe gelei. En by die aankoms in Samaria sê Elisa, Here, open hulle oë dat hulle kan sien. En die Here het hulle geopen, dat hulle kon sien. En daar was hulle binne in Samaria. Surprise! Ons word baie keer so gelei, wanneer ons gelei word deur ons eie perspektiewe, deur ons eie prentjie wat ons vorm, dat word ons ook blind en ons word weggevoer agter daai gedeelte aan wat my blind maak. Ek het al gehoor hulle sê, ek het so kwaad geword, ek was blind van woede. Jy was heeltemal bewus daarvan, maar jou emosie en jou hart was so oorstelp geweest, dat jy nie kon funksioneer nie. Ek het so groot geskrik, ek het gevries, ek kon niks doen nie, ek het dit al gesien voor my gebeur, maar ek kon niks doen nie. Ons sig, waar ons fokus, en hierdie hart van ons, werk so saam. Daarom kom die Here en hy is die heeltyd besig met ons hart, want dit bepaal alles, hoe ek kyk, hoe ek sien, wat ek sien. En die realiteit van dit is, die geestelike sig openbaar die werklikheid. Ons geestelike sig openbaar die werklikheid.
Geestelike sig skep nie God se werklikheid nie. Dit stel ons in staat om God se werklikheid te sien. Dat ons kan sien. Ek het net so 'n videoetjie gesien van Ine-Marie en Divan se nuwe trailertjie. Hulle het so 'n nuwe trailertjie, een van die dae kan jy koffie drink by Poepkewiets, soos wat ek verstaan. Dit was 'n trailertjie wat hulle gebruik het om hulle produkte aan te ry. En nou is dit 'n fenominale koffieshop op wiele. Hulle kon iets sien wat ek nie kon sien nie. Toe die van begin praat, hulle gaan 'n koffieshop maak en die ding gaan sê, okay, twitch. Ek sien nog net 'n zebra op die kant. Nou, dit is 'n groen koffieshop met 'n groen koffiemasjien met dis beautiful. Hulle het iets gesien. Hulle het potensiaal gesien en baie van ons het dit in ons. Ons sien dit. Waar kom dit vandaan? Dis is 'n kreatiwiteit wat die Here in ons binneste losmaak om te kan sien wat ander nog nie sien nie. En wanneer dit daar staan dan wow. Ek dink Andri, jy verstaan dit baie goed. Hierdie prentjie en jy begin het en hy begin vorming aan kry en dis soos 'n wow. En so kan ons aangaan met elkeen van ons. Daar is hierdie genadegawe wat die Here in ons geplant het om te kan skep. Jy sien iets wat nog nie daar is nie. En deurdat jy dit vat en begin doen, kry dit gestalte en kry dit lewe. Maar as ek niets daaromtrent doen nie, dan gaan daar niks gebeur nie. Dis dieselfde met herstelling in verhoudings met mense. Die Here wys my iets in my binneste, in my gees, vir hoe dit kan wees, en as ek niets daaromtrent doen nie, dan gaan daar niets gebeur nie. Die Here bring hierdie herskryf in ons binneste. Geestelike sig skep nie God se werklikheid nie. Dit stel ons in staat om God se werklikheid te sien, want dit is daar. Toe Elisa bid, sy vader, maak sy oë oop dat hy kan sien. Toe sien hy die werklikheid. Dit het nie 'n beskikkelike werklikheid geskep nie. Dit was daar. Ek wil hê jy moet mooi dink vanoggend daaroor. Dis daar. Moenie vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is. Wat reeds waar was, het nie eens waar geword toe sy oë geopen is nie. Hy kon dit bloot nou sien. En vir ons wat gelowiges is, daai geestelike sig, daai openbaring, Dawid het dit so mooi geskryf. Hy het geskryf daar in Psalm 27 vers 4, een ding wat ek vir die Here begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou, en te ondersoek, in sy tempel. Sy begeerte is dat, in die Engels sê, I put my gaze upon him. Die heerlikheid van die Here, om dit te soek en te sien. Daar is so 'n kosbare lied, wat ons so gesing het. En dis waar ons die wonderlike voorreg het, as gelowiges. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. And the things of this world will become strangely dim in the light of his glory and grace. Die dinge van hierdie wêreld, wat ons aandag so af, wat ons so ontstel, wat ons so bekommerd maak, wat ons so... En die Here sê, kyk wat ek kyk, sien wat ek sien. Johan, jy verstaan nie, alles in my lewe is chaos.
Ek gaan nie verstaan. Maar daar's een wat ek weet, wat vir ons perspektief kan gee, in hierdie chaos, in hierdie bekommernis van my toekoms, in al hierdie goeders wat ek myself so bekommer mee. Turn your eyes upon Jesus. Wat het gebeur? Ek het my oë van hom afgehaal. Ek het my oë teruggesit op die chaos. Hoe gaan ek dit nou hanteer? Wat moet ek hier daarin doen? Ons as gelowiges, se sluier is weggeneem van ons oë af. Paulus skryf dit so baie mooi in 2 Korintiërs 3 vanaf vers 14. Hulle denke het verhard geraak. Weereens hulle denke is die hartsgedeelte waarvan hy praat. Tot vandag toe is hulle gedagtes versluier as hulle die Ou Testament lees. Daardie sluier word net eenvoudig nie verwyder nie, omdat dit net Christus is wat geheel en al kan vernietig. Paulus skryf en hy sê, wanneer die Jode die 5 boeke van Moses lees, want dit was die Ou Testament vir hulle, die 5 boeke van Moses. Wanneer dit lees, was daar 'n sluier oor hulle oë gewees. En Jesus sê self in Johannes 5 vers 46, maar as julle Moses geglo het, sou julle my geglo het, want hy het van my geskrywe. Jesus sê in Matteus 5 vers 46, Moses het van my geskrywe. Alles wat Moses in die 5 boeke opgeskryf het, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium, dit getuig van my, maar dit het 'n sluier voor hulle oë gehad. En daai sluier is nog steeds voor hulle oë. Hulle kan nie sien dat Moses van my getuig nie. En hy kom hierso en Paulus skryf hierso, en hierdie sluier wat oor hulle oë was, die verwysing is hierso van Moses was in die teenwoordigheid van God, en uit sy gesig het geskyn van die heerlikheid. En hy het 'n sluier oor sy gesig laat sit, sodat die mense nie kon sien die heerlikheid verdwyn nie. So die sluier was daar, en so, hulle het nog gedink hy het nog die heerlikheid, met die heerlikheid het klaar verdwyn. En hy sê, daai sluier oor die gesig, dra hulle nog steeds. En Jesus sê, Moses het van my geskryf, en hulle kon dit nie sien nie. Maar hierdie sluier is weggeneem, waarvan Paulus nou skryf. Die Ou Testament, dieselfde bedekking, die Ou Testament lees, daardie sluier word net eenvoudig nie verwyder nie, omdat dit net Christus is wat dit geheel en al vernietig. Tot vandag toe, elke keer as Moses voorgelees word, lê daar 'n sluier oor hulle harte. Elke keer as iemand hom tot die Here toe draai, tot bekering kom, soos hy daar sê. Elke keer as iemand tot bekering kom, verwyder hy die sluier. Die Here dui hier op die Gees, en waar die Gees van die Here heers vryheid. Ons almal weerspieël, nou hier is baie belangrik, hy praat nou van daai weerspieëling van die heerlikheid van die Here wat Moses gehad het, wat verdwyn het, hoor hierso. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, wat die sluier van ons gesig af wegneem. Ons word al hoe meer verander om soos die Here te lyk, met 'n heerlikheid wat steeds toeneem, na mate die Here, dit is die Gees, dit aan ons gee. Dit neem toe in ons binneste, soos wat ons saam met hom wandel. Want ons sien wat hy sien. Die sluier is weggeneem. Ek en u kan sien. Maar omdat ons vashak in ou patrone, vashak in ou manier van dink, sê die Here, nee, dis nie meer wie jy is nie. Jy is nie meer dit nie. Ek wil hê jy moet sien wat ek sien. Jy dra my heerlikheid, jy dra my Gees, jy dra my in jou binneste. Maar omdat ons nog steeds baie keer nie sien wat die Here sien nie, ons is dankbaar, ons is gered. En dat is oké. Maar die Here wil kom herstel, en hy wil kom hernie, en hy wil kom iets niets gee. Nou, Satan ken vir jou en my
baie goed. Ons lewe 80 jaar op hierdie aarde. Hy is al duisende jare op hierdie aarde en hy ken die menslike gedrag baie goed. Dinge wat ons nog moet ontdek, hy weet, hy ken ons natuur, hy weet wat sal ons aandag aftrek, hy weet hoe om ons net te vang. Hy weet. Nou, Henning is hier, ek sien, hy weet van visvang, ek gaan nie eens daar probeer nie. Maar een ding wat ek wel weet, sekere visse het sekere kos nodig. Jy kan nie 'n aas bou en hom daar uitgooi en 'n sekere soort vis wil vang, maar hierdie ene is eintlik gemaak vir iets anders nie. Nou, ek is 'n papgooier, die ouens wat damvis vang, want ek en seevis, dit werk nie lekker nie. My aas spoel altyd hier langs my uit, weet nie hoekom nie. Ek het al gewonder wie se aas lê hier, want my lyn is daar. En as ek in katrole sien ek, hy kom al hoe nader, dan sê ek, ok, ek het nie vreeslik vis gevang op daai dag, ek sê maar net. Die vyand weet presies wat jou aandag gaan aftrek. Hy ken jou. Hy ken vir my. Hy weet wat trigger my. Hy weet wat se triggers daar is. Dit is soos 'n selfone. As jy nou op jou selfoon kyk en jy hak net vas by 'n advertensie bietjie langer, daar's 'n algoritme wat sien. Hy hou jou dop. En as ek sien hy 'n bietjie lank by die advertensie, môre kry jy 2 sulke advertensies. En 3 advertensies. Hierdie foon hou jou die hele tyd dop. Soos dat ek hier praat, is daar môre, as jy byvoorbeeld praat in jou huis en jy sê, ek wil op vakansie gaan en ek soek 'n gastehuis in Appington. Môre gaan jy 'n Appington se gastehuis advertensie kry op jou foon op Google. Hy hoor, hy luister. As jy op Facebook vashak met iets, môre sien jy dit weer. En weer, YouTube. Die algoritme begin kyk, waarin stel jy belang, en dan gee vir jou al hoe meer van dit. Dis hoe dit werk. Dis dieselfde strategie wat die vyand met ons het. Hy weet presies wat se aas gaan my aandag trek. Wanneer jy gaan visvang, is daar sekere aas vir sekere visse. Alles werk nie by alles nie. Hy weet wat my aandag gaan tref. Hy weet wat my seer maak. Hy weet, ons Vader weet dit ook, en die Heilige Gees weet dit ook, en ons Vader wil herstel bring in daai binneste. In Jakobus 1, vanaf vers 14 tot 15, vanaf vers 13 sê hy, laat niemand as hy in die versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Hy word verlok, daai aas wat uitgegooi word. En ons dink, omdat ons kinders van die Here is, sy Gees is in ons binneste, ons kan nie gevang word nie. Nee. Daai herskryfproses van heerlikheid tot heerlikheid vind nog in ons binneste plaas, en die vyand sal alles in sy vermoë doen om hy proses te stop. En hy ken ons. In vers 15, maar elkeen word versoek, vers 14, ja, elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlike weggesleep en verlok word, vers 15, daarna as die begeerlikheid ontvang het, as ek hy aas gebyt het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Hy lok jou weg. Jy begin proe, en jy byt hom. En hy hoek is nie sigbaar nie.
Want die hoek is binne in die aas toegedraai. En hy het jou. En so sleep hy jou weg dan. Die beeldspraak wat hier gebruik word in Jakobus is so kosbaar om ons verduidelik, wees waaksaam. Want die vyand loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk wie kan hy verslind. En as ons nie daai sig wat die Here vir ons gee, deur sy woord en sy gees in ons binneste vasmaak nie, dan word ons weggesluit. En my hart word weer hard. Nadat die Here sê, ek het jou 'n nuwe hart gegee, 'n nuwe gees in jou binneste geplant. Moenie toelaat dat ons deur ons hartsgesindheid dit wat ons verlok word nie. En jy gaan uitgelok word. Word jy gou kwaad? Die Here gaan vir jou iemand, die Here versoek niemand nie. Maar die vyand gaan iemand op jou pad sit wat net weet hoe om daai te krap waar jy nie gekrap wil word nie. Ou het al eendag gesê, hoor jy krap nou waar jy nie wil krap nie. So los dit nou net hier. Dan sê ek, verskoon. Wat gebeur hier binne as jy in 'n situasie kom? Wat jy weet, hier is iets wat jou nou, Engels het so mooi woord, entice. Hy ken vir jou en my. Musiekspan, julle kan vorentoe kom. Efesiërs 6. Dis waar die geestelike oorlogvoering inkom. Die geestelike oorlogvoering gaan oor sig. Dit gaan oor sig. Vanwaar hy sê hierso in Efesiërs 6 van vers 12, eindelik my broers, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig, as ons nie deur God se oë sien nie. Ons kan nie die bose geeste in die lig sien nie. Ons kan. En ons wil nie. Ons wil daai weermag sien waarvan Elisa gesê het, Vader, wys my, want hulle wat met my is meer as wat by hulle is. U is rondom ons. U krag en die sterkte is met ons. U Heilige Gees is in my. Ons staan in 'n plek wat in U is. Help my om te sien, ons hartsgebed, ek wil U sê, ons hartsgebed, wil ek U vra hierdie hele week, mag jou hartsgebed hierdie gebed wees van Efesiërs 6. Here, help my om te sien. Mag dit jou hartsgebed wees van sy gees in ons binneste en hy wil jou openbaar. Dinge wat jou aandag aftrek, goed wat breek, goeders wat uitmekaar uitval, goed wat nie reg loop nie. Vader, help my om te sien. Want ek sien nie wat hier aan die gang is nie. Help my dat ek nie gaan reageer nie. Onthou, die Here versoek ons nie. Hy toets ons dalk, maar versoek ons nooit tot sonde nie. Nooit nie. Daar's iemand wat die aas uitgooi. En wanneer ons byt, dan trek hy ons weg. Kom ons staan saam. Vader, ek wil soos Paulus uitroep vanoggend in Efesiërs 1 vers 18, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Verligte oë van die verstand. Vader, dat ons verligte oë sal hê deur u woord en deur u gees.
vyand, Vader, die vyand weet presies hoe om ons harte te ontstel, om ons seer te wil maak, om ons laat twyfel in die goedheid en in die liefde en die teenwoordigheid. Vader, ons weet die vyand sal alles in sy vermoë doen om ons weg te trek van U af. Vader, mag U stem nooit stil word in ons binneste nie. Vergewe ons waar ons baie keer, Vader, U net so ignoreer. Ek wil saam met Elisa net uitroep vanoggend, Here, open ons oë, dat ons kan sien U Gees, U waarheid, U liefde. Dankie dat ons eerste lief gehad het. Seën ons, Vader, dat ons 'n seën kan wees waar ons gaan. Bind ons harte saam in U liefde en U eenheid. En open ons oë dat ons kan sien wat U sien. In Jesus naam.